Goed, as hierdie ene nou aan is reg. Ons skriflesing is dan vanoggend uit Handelinge 1 vers 1 tot 11. Dit is waar die hemelvaart van ons Here Jesus beskryf word en dit is wat ons dan vandag dan ook gedenk. Die hemelvaart en volgende Sondag, omdat dit die 10de dag vanaf donderdag was toe dit hemelvaart was, die 10de dag na die hemelvaart het ons dan die uitstorting van die Heilige Gees, wat ons dan volgende Sondag sal gedenk. Handeling 1 vers 1. Die eerste verhaal, Theophilus, hy verwys na die eerste verhaal is die evangelie van Lukas, wat Handelinge ook geskryf het. So hy verwys na die evangelie, die eerste verhaal het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Belangrik, om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Jesus het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. En dit is wat ons dan volgende week gaan gedenk. En die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En dit was 'n belangrike vraag vir hulle. Gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Baie belangrik, 'n wolk het hom weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Kom ons staan en ons sing dan nou Gesang 5, Fairest Lord Jesus. Staan gerus. Kom ons bid saam. Ons heilige, almagtige, maar ek glorieryke God, wat 'n voorreg is dit, Here, om hierdie gesang te kan sing, die gesang wat u goedheid, u grootheid, u almag, maar ook bo alles, Here, u heerlikheid, u glorie besing. En so gepas dan ook, Here, op hierdie dag wat ons gedenk, die dag van u hemelvaart. En ons kom dan voor u, Here, en ons buig voor u as die ewige skepper, maar dan ook die heerser oor die hele heelal, die ganse heelal. En ons bely vandag, Here, dat ons wat hierdie dinge weet, wat die voorreg het om u openbaring te hê, soos wat u dit vir ons gegee het, deur Israel, deur die apostels, deur die Nuwe Testamentiese kerk, Here, dat ons hierdie dinge weet. Maar dan bely ons, Vader, dat ons so dikwels in rebellie, wetend en onwetend, doelbewus of onbewus, tog in rebellie daarteen kom. En dat ons, Here, u goedheid, u grootheid, u majesteit, u heerskappy ontken.
deur dit wat ons is, deur dit wat ons doen, deur dit wat ons doelbewus dink, beplan. Maar Here, ons bely dan nou, ons besef, wanneer ons dit doen, is ons dan in rebellie teen U, die almagtige God. Here, stoot ons van ons trone af. Neem U regmatige plek in ons lewens in. Vergewe ons aanmatigendheid, ons selfsug, ons vrees, ons ongeloof in hierdie verwarde wêreld, Here, want dit is omdat ons oë van U afhou en wie U is en wat U doen, dat ons neig om ons eie dinge te doen. En dat ons nie aan U en U tydsberekening wil oorgee nie. Maar dan dank ons U ook dan terselfdertyd, Here, dat in spite hiervan U nie die wêreld aan die duisternis van die menslike hart oorgee nie. Maar dank ons U ook dat U die magtige oorwinnaar oor die dood, ons Here Jesus Christus, ons redder, ons heiland gestuur het. En ons dank U, Here Jesus, ons koning, vir wat U gekom het om te doen, hoe U dit gedoen het, en dat U taak deurgevoer het, voltooi het, en wel aan die kruis kon roep, tetelestai, dit is volbring. Nie net die dood, Here, maar U taak. U taak om U koninkryk in hierdie wêreld te openbaar, te vestig. En dan ook, Here, die boodskappers te skep, wat die boodskap sal uitdra en uitleef. En ons aanbid U, Here Jesus, ons koning, ons hoëpriester, ons aanbid U vandag vir die lyding wat U bereid was om deur te gaan, vir die dood wat U bereid was om te sterf, maar Here, meer as dit dan, U opstanding en U glorieryke, Here, hemelvaart wat ons vandag gedenk. En daarom vra ons dan, Here, dat U deur U Gees vandag vir ons besondere insig sal gee in dit wat ons gedenk. Ons het die oppervlakkige kennis, maar gee ons die diepgaande verstaan daarvan. En dat ons sal verstaan, Here, hoe hierdie in U meesterplan inpas. En dat dit deel is van U plan vir die wêreld. Dat dit deel is van U al ewige en ewige plan. En dat ons, Here, die voorreg het om daarvan deel te wees. Breek daarom U woord vir ons oop. Breek ons eie wysheid af. Rig ons oë op die troon, waar ons Here Jesus, ons koning en priester nou regeer. En laat U, Here, U heerskappy vandag in ons harte en ons verstand en in hierdie byeenkoms op 'n baie sigbare manier manifesteer. Deurdat U woord, U kennis tot ons bring. U waarheid, wat die allerwaarheid van die wêreld is, sodat ons opnuut daardeur, Here, gedring kan word tot 'n heilige lewe, tot U verheerliking alleen. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons het verlede week gesien dat van die eerste bladsy tot die laaste bladsy vertel die Bybel net een groot verhaal. Die verhaal van God se koninkryk. Die verhaal van God wat regeer. Van die skepping in Genesis tot en met die herskepping in Openbaring. In Genesis 1 vers 1 lees ons, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En dit is nie net die openingsvers van U Openbaring aan ons nie. Dit is ook U verklaring van U heerskappy. Want U wat alles gemaak het, besit alles, en daarom regeer U oor alles. In Psalm 103 stel dit so, die Here het sy troon in die hemel gevestig, en sy koninkryk heers oor alles. Oor alles. En daarom verstaan ons dat
God koning en heerser oor alles was van voor Genesis tot na Openbaring. En dit is hoekom die Bybel dan die groot verhaal van God en sy koningskap en sy koninkryk is. En van die staanspoor af was dit duidelik dat die mens geskep is om onder God se heerskappy te leef. Die mens was geskep om God te ken, om hom lief te hê en onder sy koningskap te leef. Die wêreld was nooit bedoel om 'n plek van chaos, oorlog, dood en pyn te wees nie. Maar Genesis wys dan vir ons hoe alles skeef geloop het. Die mens, verlei deur die bose, ontken God se soewereiniteit, God se heerskappy. Want die mens wou self koning wees, sy eie besluite neem sonder beperking. En wanneer ons dan na die groter prentjie van die Bybel kyk, dan sien ons verskeie kere dwars deur die geskiedenis hoe hierdie scenario van die mens in opstand teen God, wat God van sy troon wil onthef, hoe dit keer op keer herhaal word. Vir my een van die skrynste geleenthede wat ons so maklik ook net oorlees, omdat ons nie die dieper betekenis daarvan besef nie, is byvoorbeeld wanneer Israel nou onder God volk is. En dan kom hulle en hulle sê, wil 'n mens as koning hê. Verstaan ons die implikasies daarvan? 'n Mens as koning, terwyl hulle onder die teokrasie, die regering van God, volk kon gewees het. Dit sou soveel anders gewees het. Maar dit is maar een van die voorbeelde van so baie in die Bybel, waar die mens sê, nee, ek wil self koning wees. Ek wil my nie aan God en sy koningskap onderwerp nie. En wanneer ons na die groter prentjie van die Bybel kyk, dan sien ons hierdie scenario, wat eintlik maar net een ding is, en dit is rebellie teen die Allerhoogste. Rebellie teen die Allerhoogste. En dit is een van die groot gevare wat ons as gelowiges voortdurend moet teenveg. Want so dikwels is die besluit wat ons neem om te sê, Here, ek skuif u heerskappy net so bietjie een kant toe. Laat ek net my eie wil volbring. Nie u wil nie, Here, my wil. Dit was vanaf die begin die groot stryd. Dit is vandag nog die groot stryd. Maar elkeen van ons het dit in watter vorm, in watter getal, in watter mate het ons dit in ons binneste wese. Daardie erfsonde wat ons in Adam en Eva geërf het. En dan sien ons, ja, Adam en Eva se rebellie het verwoestende gevolge gehad op die ganse skepping. Maar, en dit is wonderlik dat ek maar kan sê, want dit is waar die evangelie begin. God het nie sy wêreld prysgegee nie. Reeds in Genesis 3 weet ons nou teen hierdie tyd, daardie bekende vers 15, het hy 'n oorwinnaar beloof wat die slang, die bose sal vernietig en sy koninkryk sal herstel. En van daardie oomblik af beweeg die hele Ou Testament vorentoe met die groot vraag: wie is hierdie koning wat God sou stuur? Wie is hierdie slangkopvermorselaar wat hy beloof het? En dit bly dwars deur die Ou Testament, bly dit die vraag: wie is die koning wat gaan kom? Wie is die koning wat gaan kom? Nou, as ons die Ou Testament dan opsom, is dit met een frase: die Ou Testament wag op die koning. Die laaste profeet in die Ou Testament was Maleagi. En Maleagi se boodskap in Maleagi 3 vers 1 is: dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek. Naamlik die engel van die verbond,
is 'n ander Ou Testamentiese naam vir God, na wie julle 'n begeerte het. Kyk, hy kom, sê die Here van die leerskare. Dit was die boodskap van Maleagi, die laaste profeet aan Israel. Met ander woorde, die boodskap was, die koning kom. Die beloofde koning kom. En dan volg 400 jaar van stilte. Stilte. Geen nuwe profeet, geen nuwe openbaring, geen stem van God nie. Maar uit God se oogpunt is dit presies die teenoorgestelde. Hoor mooi wat ek sê. Uit God se oogpunt was dit presies die teenoorgestelde. Terwyl Israel gewag het en gewonder het, was God besig om die wêreld gereed te maak vir die koms van die koning. God was besig om die wêreld gereed te maak, voor te berei vir die koms van die koning. En in daardie 400 jaar gebeur daar ingrypende dinge. En ons vind dit nie in die Bybel beskryf nie, maar dit staan in die geskiedenis van die mens, in die geskiedenis van Israel opgeteken, die geskiedenis van die wêreld opgeteken, wat God in daardie 400 jaar gedoen het, ter voorbereiding van die koms van die koning. Om nou net enkeles te noem. Die Griekse taal, wat amptelik die taal van die Romeinse Ryk geword het, versprei oor groot dele van die wêreld, sodat die evangelie, wanneer die evangelie kom, dit vinniger kon versprei. Dank net, as Grieks nie daar was nie, as dit nie die wêreldtaal was nie, hoe sou dit dan so vinnig kon versprei? God het die wêreld voorberei. Die Romeine, die Romeinse Ryk, uiters georden, uiters gesofistikeerd bou paaie, 'n padnetwerk en brugnetwerk wat dwars oor die hele Romeinse Ryk versprei is, sodat die boodskappers van die evangelie die boodskappe vinniger kon uitdra. God was besig om die wêreld voor te berei vir die uitdra van die evangelie. Die Romeinse Ryk se wêreldheerskappy, hulle het aan reg en geregtigheid geglo en misdaad is grootliks beperk. En dit het orde en stabiliteit gebring wat internasionale reise soveel makliker gemaak het. Dit was nie meer 'n gevaar om deur al die woeste dele te gaan nie, want die Romeinse Ryk se polisie was daar, as ek dit so kan stel. God het die wêreld voorberei vir die evangelie van Jesus Christus. En dan 'n ander wonderbaarlike stap. Die Ou Testament word in Grieks vertaal. Waar dit voorheen in Aramees en Hebreëus was, word dit in Grieks vertaal, sodat meer mense toegang tot die Ou Testament het. En hoe meer mense toegang tot die Ou Testament het, hoe meer mense kon dan verstaan wie die koning is wat God gestuur het. God was besig om die wêreld voor te berei vir die koms van die Messias. Dit was nie 400 jaar van stilte nie. God was nie onaktief nie. Hy het die wêreld voorberei vir die koms van die Messias. En dan die laaste ene wat ek wil noem is, dat daar was 'n groeiende verlange, 'n groeiende begeerte, 'n verlangende, uitroepende harte na hom wat hulle honger en dors sou les, wat die enigste een was wat dit sou kon doen, naamlik die God-gestuurde Messias. Die begeerte, die verlange na hom, het onder God se volk gegroei. Dit was dus nie 'n tyd van stilte nie.
maar 'n tyd van voorbereiding vir die koning. Galasiërs 4 vers 4 stel dit vir ons. En toe die volheid van die tyd gekom het. Verstaan julle wat daar staan? Toe die volheid van die tyd gekom het, God het gekyk na wat gebeur het en wat hy bepaal het en gesien, dit is nou die tyd vir die stuur van die Messias. Toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur. Het God sy seun gestuur. En Matteus, die eerste evangelie, sy eerste vers sê vir ons, hier volg die geslagregister van Jesus Christus. Wie hy is, waar hy vandaan kom, maar dan voeg hy by, die seun van Dawid. Jesus Christus, die seun van Dawid. Dawid, die beloofde koning het gekom om die Dawidstroon te beset. Om die Dawidstroon in te neem. So wat God beloof het, die koning het gekom. En Jesus se eerste boodskap in Matteus 4 vers 17 was, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Die koninkryk van die hemele het naby gekom. Markus 1, 14 en 15, kom ons lees 15, en Jezus het gesê, die tyd is vervul, en die koninkryk van God het naby gekom, bevestig presies wat Matteus sê, bekeer julle en glo die evangelie, glo die goeie nuus, die koning het gekom. So Jezus se hele bediening het voortdurend oor die koninkryk gegaan. Die koninkryk van God, die koninkryk wat God wou vestig. En daarom is sy hele bediening in die lig van die vestiging van God se koninkryk. Matteus 6 vers 9 en 10 leer Jesus sy volgelinge om te bid, daardie welbekende Onse Vader. En dan sê hy in vers 9, sê hy, bid so, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, Here, mag die verheerliking na u toe gaan. En dan onmiddellik die volgende, laat u koninkryk kom. Here, ons aanbid u in die grootheid, maar hier op aarde, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Waarvoor bid ons? As ons dit bid, God se koninkryk om op die aarde te kom. Wanneer Jesus sy volgelinge leer, sy disippels onderrig, begin hy verskeie kere met sekere gelykenisse. En dan sê hy die volgende, die koninkryk van die hemele is soos, en dan vertel hy daar die gelykenisse, byvoorbeeld in Matteus 13. Die koninkryk van die hemele is soos, en dan gee hy hierdie gelykenis. En dan ook sien ons selfs na sy opstanding uit die dood, in Handelinge 1 vers 3, in ons teksvers met ander woorde, ook daar, praat hy vir 40 dae lank met sy disippels oor net een ding, die dinge van die koninkryk van God. Alles in Jesus se lewe het om een saak gewentel, die koninkryk van God en Jesus as die koning. En daardie eerste boodskap in Matteus 4 vers 17 het dus deurgaans weerklink daar waar hy gesê het, en soos ek nou net genoem het, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Dit was sy boodskap, vanaf die krib tot en met die kruis, sy hele bestaan lang. En na die kruis kom ons dan by die opstanding, en 40 dae later die hemelvaart. En dit is by die hemelvaart, waar die kerk in die algemeen weer eens, geliefdes, tekortskiet, so dikwels tekortskiet, deurdat die hemelvaart so dikwels as net 'n nagedagte beskou word.
Ons kan dit sien in die grootste dele van die wêreld, waar dit vroeër anders was, is dit deesdae, word die hemelvaart, is dit nie meer 'n openbare vakansiedag nie. Vroeër jare was dit. Terwyl dit een van die belangrikste vakansiedae, as ons dit dan in die belangrikheid daaraan meet, dan moet dit een van die belangrikste vakansiedae wees. Selfs groter as Kersfees. Selfs groter as Kersfees. Want die kerk dink daaraan, wel, dit is nou maar iets wat moes gebeur. Kersfees kry aandag, Goeie Vrydag kry baie aandag, Opstanding Sondag kry baie aandag volgende Sondag, maar hemelvaart gaan maar net verby. Maar hemelvaart, geliefdes, dink mooi, hoekom het Jesus opgestaan uit die dood? Waarom het hy die dood oorwin? Nie net sodat ons kan hemel toe gaan nie. Dit sal ons eerste antwoord wees. Maar sodat die koning sy koninkryk kan ontvang. Dis die troonbestuiging van die koning. Dit is die kroningsplegtigheid van die koning. En ons het dit al gesien, 'n paar jaar terug, ek kan nie onthou hoe lank nie, toe die Engelse koning gekroon is, en al daar die pomp en circumstance, en daar die verskriklike groot ophef wat daarvan gemaak is. Die hemelvaart was ons koning se kroning, sy troonbestuiging. En as ons dan na die woord van die Here toe gaan, sien ons hierdie groot waarheid word vir ons in verskeie skrifdele oopgebreek. Filippense 2 vers 6 tot 11. Filippense 2 vers 6 tot 11, ek lees vanaf vers 9. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. En daar die heerlikheid van God die Vader is 'n baie belangrike begrip om te onthou. Hierdie is met ander woorde, dit is koningstaal. Dit kom uit die woordeskat van die koning. Dit hoort aan die hoogste majesteit alleen. En dan is die vraag, sien ons waarlik die groter prentjie? Verstaan ons die groter prentjie? Die kruis eindig in die troon en in die kroon. Die kruis eindig in die troon en in die kroon. In Openbaring 3 vers 21 sê Jesus, wanneer hy aan die gemeente in Laodicea skryf, sê hy, aan hom wat oorwin, sal ek gee. Okay, kom ons kyk net weer. Aan hom wat oorwin, wat die ewige lewe gaan ontvang. Aan hom wat oorwin, sal ek gee, sal ek beskik, om saam met my te sit op die troon. Soos ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Besef ons wat hierdie belofte beteken. Dat ons geliefd is, en ek vertrou dat dit die waarheid is van my en ten opsigte van almal wat hier is, dat ons waarlik gelowiges is, van wie dit waar is, dat ons saam met hom op sy troon gaan sit, en oor die wêreld gaan regeer, en dat wanneer hy kom om die aarde te beoordeel, ons saam met hom gaan kom, soos dit beloof word. Daar is die belofte alreeds, ons gaan saam met hom op sy troon sit, en ons gaan saam met hom hierdie wêreld beoordeel. Kan u sien hoe alles in mekaar steek? Kan u die groter prentjie insien? Kan u verstaan wat elke vers vir ons die versekering gee? Dit is weer eens koningstaal. Dit behoort aan die hoogste majesteit alleen. In Lukas 24 vers 26
het Jesus vir haar die 2 disippels op pad na Emmaus gesê, onthou dat hy saam met hulle gestap het en hulle het nie besef wie hy is nie, en dan vra hy vir hulle, moes die Christus dan hierdie dinge ly, deur die kruisiging gaan, al daardie dinge, en in sy heerlikheid ingaan nie. Ek herhaal, moes die Christus nie hierdie dinge ly, en in sy heerlikheid, en daardie heerlikheid is God se Shekinah glorie, die grootste glorie wat in die heelal bestaan. God se ewige glorie. Dit is waarna hy verwys. Moes hy, die Christus, wat hulle op daardie stadium nou nog nie besef het, moes hy dan nie ly, dit was sy openbaring aan hulle, sodat hy in sy glorie kan ingaan, wat dieselfde glorie as God se is, die almagtige God. Daarom, geliefdes, moet elke gelowige weet, die lyding aan die kruis en die triomf van die opstanding was die pad wat reguit geloop het na sy verheerlikte koningskap, sy verheerliking as koning. En daarom is die hemelvaart wat ons vandag gedenk, nie die einde van die verhaal nie. Dis die amptelike kroningsdag van die koning van die heelal. Dit is die troonbestuiging van die koning van die heelal, wat ons vandag gedenk. En ons moet dit so verstaan. En dan wanneer ons na hierdie boodskap nog nader bekyk, dan sien ons dat die Bybel dit op soveel plekke en op soveel maniere oor en oor bevestig. Byvoorbeeld in ons teks in Handelinge vind ons die disippels wat staan en kyk hoe Jesus opvaar. En hier is so 'n besondere aspek van God se openbaring deur sy woord. En Lukas meld hier in vers 9 iets baie besonders. Hy sê vir hulle, hierdie Jesus, die 2 engele bevestig dit aan die disippels wat staan en opkyk. En dan sê die 2 engele vir hulle, hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, met ander woorde in 'n wolk, is belangrik, sal net so kom in 'n wolk, soos julle hom na die hemel sien opvaar het. Hy gaan op dieselfde manier kom as wat hy vertrek het. En dan wanneer ons na die groter prentjie van die Bybel kyk, dan sien ons dat die wolk gewoonlik die teken van God se heilige teenwoordigheid is. Heel dikwels, waar daar van die wolk gepraat word, is dit 'n teken van God se heilige teenwoordigheid. Daarom is dit dan ook gepas, as ons dan daaraan dink, aan na die boodskap van paar Sondae terug, dat die berg gewoonlik ook die plek is waar God met sy volk praat. En saam met die berg gaan die wolk gewoonlik. Maar vandag wil ek konsentreer op die wolk. Die wolkkolom het Israel deur die woestyn gelei. Dit weet ons. Maar die wolk was ook by Sinai, die berg Sinai, met die gee van God se wet. Want dit was gegee as teken van God se teenwoordigheid. En die volk het geweet, die wolk het die berg omring. God was op die berg. God was besig om sy wet te gee. Ons lees in Eksodus 19 vers 9. En daar sê die Here vir Moses, kyk, ek sal in 'n digte wolk na jou toe kom, sodat die volk kan hoor as ek met jou spreek, en hulle ook vir altyd in jou kan glo. God sê dit, ek gaan in hierdie wolk kom. En dit is die teken van my teenwoordigheid. 'n Bietjie verder aan in Eksodus 19 vers 16, Eksodus 19 vers 16, sien ons dan hoe dit fisies plaasvind. En op die 3de dag toe dit môre word, was daar donderslae en blitse en 'n swaar wolk op die berg. En later in Eksodus 24 vers 15 en 16,
nog verder beskryf, toe Moses die berg opklim, het 'n wolk die berg oordek. En die heerlikheid van die Here het op die berg Sinaï gebly, en die wolk het dit 6 dae lank oordek. Dit is die Shekinah glorie, die allergrootste glorie, die heilige teenwoordigheid van God, wat elke keer in 'n wolk gemanifesteer het, sigbaar neergedaal het. En die volk het geweet, daar is die allerheiligste koninklike teenwoordigheid van die almagtige, heilige God self. En hier in Handelinge gaan Jesus nie net bloot die lig in nie, hy gaan die heerlikheid van God tegemoet. Hy gaan die heerlikheid van God tegemoet. En dan herinner dit ons aan 'n profesie in Daniël 7, waar Daniël die visioene van die naggesigte sien. Daniël 7 vers 13. Hy skryf daar, ek het gesien in die naggesigte hierdie visioene. En kyk, met die wolke van die hemel het een gekom, soos die seun van die mens. Dit is reeds daar voorspel, dat Jezus gaan ook kom in die heerlikheid van God. En dan in vers 14 verduidelik hy, aan hom, die een wat met die wolke kom, is gegee heerskappy en eer en koningskap. In Openbaring 1 vers 7 word Daniël se profesie bevestig, wanneer die wederkoms van Jesus beskryf word. Kyk, hy kom met die wolke, met ander woorde in goddelike glorie. Hy kom met die wolke. Die wederkoms gaan duidelik wees vir elkeen. Elke oog wat hom gaan sien, elke knie wat gaan buig, gaan hom sien kom met die wolke. En elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, wat hom verraai het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou hê. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Die glorie van God gaan aanskou word by sy wederkoms. Maar dan dink ons ook aan daardie ander oomblik daar op die berg van verheerliking waarna ons ook verwys het. Wanneer daar vir 'n oomblik God ook neerdaal in 'n heilige wolk. Matteus 17 vers 5, terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder wolk hulle toe skielik. 'n Helder wolk hierdie keer, word op verskillende maniere, maar hierdie is 'n helder wolk. Want dit is, die geleentheid is, amper kan ek sê, 'n helder oomblik, so wonderlik werd, want Jesus moet geopenbaar word vir wie hy is. En daar is 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. En ons het gesien wat bedoel word, luister, luister, luister na hom. Selfde gebeurtenis Lukas 9:34 en 35, waar die disippels skielik bang geword het, toe die wolk hulle oordek het en God se stem uit hierdie wolk met hulle gepraat het. En toe Jesus voor die hoëpriester gestaan het in Matteus 26 vers 64 sê hy, van nou af sal julle sien die seun van die mens sit aan die regterhand van die mag en kom op die wolke van die hemel. Wanneer Jesus dus met hierdie wolke weggaan en wanneer hy weer met die wolke terugkom, beteken dit net een ding, hy is omring deur die volle koninklike glans van God se eie glorie en heerlikheid. Hy is nie meer die verguisde man van smarte nie. Hy regeer. Hy openbaar homself in dieselfde heerlikheid as God die Vader. En dit is waarheen sy heerlikheid hom geneem het. En dit is die belofte
wat aan ons as mens gegee word, waarheen ons ook op pad is, om saam met hom daar te wees. Daar's een psalm wat in die besonder aangehaal word in die Nuwe Testament. Teendeel, dis die psalm wat die meeste in die Ou Testament, in die Nuwe Testament aangehaal word, en dit is Psalm 110 vers 1. Die Here het tot my gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande maak, 'n voetbank vir u voete. Ek herhaal, die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande maak, 'n voetbank vir u voete. Nou, die Here sê, God sê, ek gaan al jou vyande aan jou onderwerp. En die apostels en die Nuwe Testamentiese skrywers het presies verstaan dat die hemelvaart die vervulling van Psalm 110 was. Jesus sit nou aan die regterhand van God. Paulus bevestig dit byvoorbeeld in Efesiërs 1. Efesiërs 1 vers 20 tot 22. Ek haal net hierdie een deel aan, wat God gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy, in elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp. Geliefdes, verstaan goed, dit beteken, daar bestaan, en dis wat ons moet onthou, ons moet dit weet, dit moet vir ons die werklikheid wees, daar bestaan geen regering, geen koning, geen president, geen demoniese mag, geen wêreldstelsel, geen toekomstige wêreldorde, wat buite die heerskappy van Jesus Christus funksioneer nie. Het julle gehoor wat ek sê? Ons is so maklik om iets toe te skryf aan magte en dinge wat ons moet beveg. Maar ons moet verstaan, ons koning is in beheer van alles. En ons moet net na hom toe gaan. En ons aan hom onderwerp. Hy sal die geveg veg. Daarom moet ons waak teen enige evangelie wat iets anders vir ons wil sê. Jesus regeer nou reeds. Maar daar is 'n beperking daaraan en ons sal nou daarby kom. Aan die regterhand van God is die plek van mag, krag, gesag, heerskappy en goddelike eer. En geliefdes, dit wat ek nou vandag vir julle sê, was die kerk se boodskap vanaf die begin. Dit was die boodskap waarmee die kerk die wêreld kon ingaan. Waarmee hy die wêreld kon bekendstel. Waaraan hy die wêreld kon bekendstel. In Handelinge 2, wanneer Petrus daar die skare toespreek, toe hulle so aangeraak was deur hierdie boodskap, daar die heel eerste evangelie boodskap van die kerk, sê in Handelinge 2 vers 29 tot 33. Ek lees vanaf vers 32. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. Met ander woorde, dit is nou wat ons volgende Sondag nou gaan kyk. Pinkstersondag, die uitstorting van die Heilige Gees. Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê, die Here het gespreek tot my Here, Psalm 110. Sit aan my regterhand, sodat ek u vyande gemaak het, totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete. En dan sluit hy af met die gedagte, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, as julle hierdie skare, sê daar vir die volk, sekerlik weet, dat God hom, Here en Christus gemaak het. Met ander woorde, hoor hierdie boodskap, die een wat julle gekruisig het, God het hom Here en Christus gemaak. Met ander woorde, die gekruisigde Jesus is nou die verhoogde Here, die verhoogde
koning wat op sy troon is. En hier is dan iets wat ons so maklik miskyk, geliefdes. Dit beteken nie net dat Jesus weggegaan het en sy troon opgeneem het en sy kroon opgesit het nie. Hierdie deel bevestig ook aan ons dat hy sy gees gaan uitstort. Dat hy sy gees gaan uitstort. En dis wat Petrus in Handelinge 2 vers 33 dan vir ons sê. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Pinkster wat ons volgende week gedenk, is dus die bewys dat die koning reeds gekroon is. En die uitstorting van die Heilige Gees is God en die hemelse verklaring dat Jesus regeer. En daarom moet ons verstaan, ons wat deel is van die kerk van Jesus Christus, is nie die weeskinders van die wêreld nie. Hulle mag ons so sien, en hulle mag ons so behandel, elkeen wat nie 'n ware gelowige is nie. Maar die verhoogde Christus is nou deur sy uitgestorte gees teenwoordig by ons. En volgende week, wanneer ons dan by die Pinkster stil staan, sal ons verder sien dat die verhoogde koning nie sy kerk verlaat het nie, maar sy gees uitgestort het om die koninkryk aan die volk uit te dra, sodat hulle sy boodskap tot aan die eindes kan uitdra. Geliefdes, hierdie is die boodskap van die hemelvaart. Maar daar is nog iets. Nee, laat ek eers sê, daar is nog so verskriklik baie wat hieroor gesê moet word. Maar vir my is die belangrike dat ons die groter prentjie van die Bybel moet sien en altyd verstaan. Dat ons nie net hier in die kleine teen hierdie verse vaskyk en dan sekere dinge hoor en gehoor. Dis wonderlik, ja, dis goed so. Maar altyd die groter prentjie van die woord. Die groter prentjie van God se woord, wat hy wil hê dat ons dit moet verstaan. Dat dit nie maar net 'n geleentheid is wat ons gedenk nie, maar wat is die betekenis daarvan? En wat is die betekenis vir ons? In hierdie verwarde tye waarin ons leef, is die hemelvaart dus aan elke gelowige die bevestiging dat die troon van die heelal nou reeds beset is deur die verhoogde koning. Jesus Christus, wat die mag en die majesteit ontvang het om oor alles te regeer. Maar hy is meer as net verhoogde koning. Hy tree ook op as ons hoëpriester, ons voorspraak by God. Die parakleet, hy is reeds daar en hy tree vir ons in by God, soos wat so dikwels deur God se woord bevestig word. En elke keer wanneer ons verwys na die vergifnis van sondes, dan verwys ons byvoorbeeld na 1 Johannes 1. En ons sal weldra daarby kom, maar byvoorbeeld ook Jesus se hoëpriesterlike gebed, Johannes 17. Wat bid Jesus daar? Vader, heilig hulle in U naam, bewaar hulle in U naam. Heilige Vader, bewaar hulle in U naam. Dis wat hy bid. En dis wat hy nog voortdurend besig is om te herhaal. En al daardie ander aspekte van gebed wat ons daar in Johannes 17 kry, kan ons seker van wees, is hy ook besig om vir ons tans te bid en in te tree by die Vader, deur te sê, Vader, gee vir hulle hierdie dinge. Hebreërs 7 vers 25 bevestig dan ook hierdie voortdurende ministry, hierdie aanhoudende bediening van Jesus aan ons, aan sy kerk. Daarom kan hy ook volkome red, ten volle red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Dis nie net wanneer hy ons red en na God die Vader vat en sê, hierdie is een van myne nie. Hy is voortdurend besig om vir ons in te tree.
Ook daardie oomblikke wanneer ons val, wanneer ons swak is, wanneer ons toegee, is hy daar om vir ons in te tree. En daarom is dit dan 'n werklikheid wat ons dan in 1 Johannes 1 vers 9 leer, waarna Jesus dan ook eintlik vooruit verwys het, toe hy die disippels se voete gewas het, wat hy gesê het, bely jou sondes, gaan bely jou sondes, was jou voete, want jy is reeds gebad, jy is reeds gered, maar gaan maak korte mette met jou sondes wat jy daagliks begaan. Hou jou rekening met God skoon. Hou jou rekening skoon. Die hemelvaart beteken dus nie dat Jesus sy werk met sy kerk beëindig het nie, met sy disippels of apostels. Dit beteken nou dat hy sy koninklike en priesterlike bediening vanuit die hemel voortsit, deur die wat hy verorden het, sy apostels en die kerk wat uit die apostels gaan kom, dat hulle die werk gaan voortsit. As ons dan byvoorbeeld dink in Matteus 28, daardie groot sendingopdrag, wat hy sê, gaan heen in die wêreld, gaan verkondig die evangelie. En dit is nie net vir sendelinge en die apostels gewees nie, is vir elke gelowige. Elkeen van ons het hierdie taak om die evangelie uit te dra. Hoe? Deur te getuig daarvan, ja, wanneer ons die geleentheid kry. Maar belangriker nog, om dit te lewe, om te wys dat die evangelie in ons lewens 'n verskil gemaak het. In die eerste plek daar. En dan sal mense in die tweede plek luister na wat ons sê. As ons nie met ons lewens kan getuig dat die evangelie 'n werklikheid is nie, dan gaan niemand na ons evangelie luister nie. Dis wat Jesus bedoel het, gaan in die wêreld en verkondig die evangelie. En dan, geliefdes, dink ons aan Romeine 8, vers 34 tot 39. Daardie wonderlike deel wat vir ons so bevestig dat ons wat op hierdie stadium eintlik in 'n baie moeilike situasie is. En dit is iets wat ons moet verstaan ook. Is waaroor daar groot verdwaaldheid in die kerk bestaan. En dit is dat ons lewe tussen die reeds van Jesus se heerskappy en die nog nie van 'n gebroke, sigtende skepping. Wat ek daarmee bedoel is dit. In 'n sekere sin het die koninkryk van God reeds gekom. En daarvan getuig Jesus op die troon, Jesus met die kroon. Jesus in sy glorie by God die Vader. Dis die werklikheid. Maar die groot belofte wat hy gemaak het, die wederkoms van die koninkryk van die hemele gaan eers kom wanneer die wederkoms plaasvind, wanneer daar die wegraping plaasvind en ons dan, soos ek reeds genoem het, saam met hom kom die wat reeds gesterf het, gaan kom om saam met hom die wêreld te oordeel. Maar die koninkryk soos wat hy dit bedoel het, die koninkryk van die hemele, is nog nie werklikheid nou hier op aarde nie. Ons is in stryd met die bose van die wêreld. Maar die koninkryk het nog nie gekom nie. Dit is nog nie ons beste lewe nou nie. En dit sal nie ons beste lewe wees voordat die wederkoms plaasgevind het nie. Dit is so 'n belangrike verskil om te verstaan. Ons is hier om die geveg te veg vir ons koning wat in die hemel is. En hy rus ons toe, hy stel ons in staat, hy bekwam ons om die geveg te veg. Maar die koninkryk het nog nie gekom nie, want indien dit wel ten volle gekom het, sou ons nou, as het ware, in 'n paradys geleef het.
Ons sou nie die beste van die bestes gehad het. En geliefdes, enige iemand wat in hierdie dae en tye sê, die koninkryk het gekom en hy kyk na hierdie wêreld, het ergens iets baie, baie groot misgelees. Moenie in daardie slaggat val nie. Moenie mislei word daardeur nie. Die koninkryk kom. Ons koning kom. Hy het gekom. Hy het sy taak as mens voltooi, sodat hy sy taak as koning kan gaan verrig. Want dit is wat God gevra het, dat 'n mens sou sterf vir die sonde van ander. En dis wat Jesus gedoen het. Deurdat hy aan die kruis gesterf het, deurdat hy opgestaan het uit die dode, deurdat hy na die hemel opgevaar het, beteken hy het sy taak volvoer as mens en nou regeer hy as koning. Koning in die hemel en koning in die harte van elke gelowige. Dis wat die hemelvaart vir ons beteken. Hy regeer nou in ons harte. En dit moet die werklikheid van ons lewens wees. Die werklikheid van ons gelowige wees. Die werklikheid van hoe ons lewe wees. Maar totdat daardie groot dag aanbreek, dra ons die kruis van Christen wees, met vaste sekerheid dat God sy tydlyn presies sal laat uitloop, soos wat hy met die 400 jaar gedoen het, tot op die dag wat hy bepaal het, dat die glorieryke wederkoms gaan plaasvind. Met ander woorde, verstaan ons taak? Ons leef nou in die tyd van die voorbereiding van die koms van Jesus Christus, ons koning. Dit is ons passie, ons roeping in die wêreld. Dis nie 'n tyd van stilte nie. God berei deur ons die wêreld voor vir die groot koms van die koning. En tot daardie groot dag aanbreek, roep Christus se lering deur die Nuwe Testament. En dan wil ek julle besonderlik terugvat na die bergrede en die saligsprekinge wat aan ons gerig is om nie net bloot die teologie te verstaan nie, maar om reeds nou as ware burgers van die koninkryk van God in nederigheid en heiligheid en barmhartigheid te lewe, soos wat ons in elke saligspreking sal hoor, sodat ons die sout van die aarde en die lig in die duisternis kan wees. Ons leef in die tyd van voorbereiding. Dit is die groot teken vir ons, die groot werklikheid vir ons van die hemelvaart. Paulus gee vir ons die versekering van ons sekuriteit, juis dan in Romeine 8 vers 34 tot 38, vers 39. En daar vra hy dan, en dit is wat hierdie is as 'n ware ons manifest hier op aarde, wie kan ons veroordeel? Christus het gesterf. Dis wat hy sê. Wie kan jou veroordeel? Christus het vir jou sonde gesterf. Daar's niemand op aarde wat jou kan veroordeel nie. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree, en daardie intree is in die aanhoudende vorm. Hy tree aanhoudend in. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, benoudheid, vervolging, honger of naaktheid, gevaar, swaard, enige een van daai? Soos geskrywe is, herinner hy ons
om U ontwil word ons die hele dag gedood en ons is gereken as slagskape, maar hy sê, die verdrukking is die werklikheid. Ja, dit is die werklikheid. Maar, vers 37, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. Dit, geliefdes, is hierdie boodskap van versekering waarin ons in hierdie tyd van afwagting, van voorbereiding kan lewe. God het vir ons alles gegee, reeds gegee, wat ons nodig het om hierdie lewe te lewe. Omdat ons koning die troon beset. En omdat hy kom om weer alle dinge nuut te maak. Leef ons as sy kerk nie in vrees of paniek nie, maar met die hoopvolle verwagting, terwyl ons dan saam met die skrif uitroep. Amen, amen, kom Here Jesus, kom. Hemelse Vader, dankie vir hierdie versekering. Dankie dat ons met sekerheid mag weet en kan weet en moet weet dat die troon van die heelal nie leeg is nie, maar dat ons koning Here Jesus Christus aan U regterhand is, die plek van mag, van autoriteit, maar ook die plek van heerlikheid, heilige heerlikheid. En dan wanneer die wêreld rondom ons skud, en wanneer owerhede in wanhoopigheid oorlog maak en faal en vrees ons wil beetpak, herinner ons, Here, aan die heerlikheid wat ons koning omring en wat ons sinne gaan wees en wat ons sal sien op die oomblik wanneer die tydlyn, U tydlyn vir hierdie heelal vervul is. Op die regte tydstip, Here, sal U kom. Dankie, Here Jesus, dat U ons voorspraak by die Vader is, ons hoëpriester namens ons pleit en ons op U hart dra. Heilig ons nou deur U waarheid hier waar ons is, hier op aarde, hierdie lewens wat ons lewe, sodat ons ware en getroue burgers van U koninkryk sal wees, presies soos U ons in die bergrede en in die saligsprekinge leer, dat ons U manifest sal leef, sal uitdra tot U verheerliking. Maak ons dan die sout van die aarde en die lig vir die wêreld. Bewaar ons van paniek en vul ons met lewende hoop, terwyl ons wag op die dag van U glorieryke, heilige wederkoms. Here, ons dankie dat ons hierdie gebed kan bid in die heilige en magtige naam van ons koning, Jesus Christus. Amen.